Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend. En ek wil 'n bietjie met julle gesels oor iets wat ek glo ons almal is baie skuldig aan. In Johannes 20 vers 27 lees ons hoe Jesus vir Thomas gesê het: "Steek jou hand in my sy. Hou op twyfel en begin glo." Sjoe, kind van God, as iemand vir jou reguit sê, hou op twyfel en begin glo, dan moet daar definitief iets wees, iets fout wees. Want dan is jou geloofssysteem nie wat dit moet wees nie. En ek dink baie van ons is skuldig daaraan. Ons wil eers sien wanneer ons iets glo. Hoekom dink julle is dit so? Ek sal vir julle sê hoekom. Teleurstellings. Dinge wat ons gehoop het werk uit en dit werk nie uit nie. Dinge wat ons nie kon sien of dit gaan uitwerk nie. Hierdie dinge maak ons twyfel. Dit maak ons net twyfel in die lewe. Dit maak ons twyfel in verhoudings. En ek dink dis hoekom baie mense bang is om in 'n verhouding in te gaan of selfs om te trou. Want jy sien nie hoe gaan jou huwelik wees nie. Jy is nie gewaarborg, gaan jou huwelik uitwerk of gaan dit nie. Maar, kind van God, dit is waar glo moet inkom. Dit is waar vertroue moet inkom. Dit is waar ons Jesus Christus so nodig het. Ek meen, almal van ons wil trou, reg? Ons almal wil 'n lewensmaat hê. Maar as jy gaan bang wees, omdat jy nie weet wat voor lê nie, wat gaan dit dan help? Maar om jou vertroue in God te sit en te sê, Here, is hierdie my lewensmaat? God sal vir jou die wysheid gee en die antwoord gee. En dan dit in God se hande te los en te sê, Here, lei my om die regte man te wees vir hierdie vrou, die regte vrou te wees vir hierdie man. En ek kan vir jou sê, God gaan vir jou lei op so 'n manier dat jy sê, maar ek glo eerder as wat ek nou sien. Ek weet baie mense mag dalk nie saamstem nie en sê, nee, ek wil eerder sien as wat ek glo. Waar is jou geloof, kind van God? Waar is jou vertroue? Dis tyd dat ons begin ons vertroue in God plaas. Dit is tyd dat ons geloof na die volgende vlak toe vat. Finansieel, gesondheidsgewys. Ons staan baie keer vas by soos as 'n dokter sê, jy's gediagnoseer met kanker en daar's niks wat ons kan doen nie behalwe om vir jou net te kan behandeling gee. Dit is wat die dokter sien. Maar hoe vinnig vergeet ons nie dat die God van die onmoontlike in beheer is van alles. Die God van die onmoontlike het die laaste sê om in hom te glo vir die onmoontlike. Kom ons vat nou my situasie byvoorbeeld. Daar's niks wat dokters vir my kan doen nie. Maar as God sê, Hannes, sien, dan gaan ek sien. Niks gaan dan stop nie. So, ek wil graag vandag vir jou bemoedig, kind van God. Plaas jou geloof en jou vertroue in God. Staan sterk met die onsienlike, as wat jy vasstaan by die sienlike. Want soms is die onsienlike baie beter as dit wat ons sien. Want, kom ons wees eerlik, as jy sien iets gaan gebeur, dan gaan jy baie vinnig daarvan af wegskram. Of jy gaan juis soontoe gaan, want jy sien dit. Maar dan is dit eintlik so misleidend. Waar dit wat onsigbaar is, jou eintlik op 'n plek sit, op 'n plek bring, waar jy net weer eens besef, maar dit is waar geloof is. En dit skep 'n verwagting in jou. Ja, daar's 'n verwagting in jou, vir dit wat jy nie sien nie. Jy's opgewonde, want dit mag dalk net jou verwagtinge oortref. So kom ons fokus meer, om ons geloof na die volgende vlak te neem en ons vertroue in God te sit. Vader, ek bid in Jesus naam, dat ons meer vertroue in U sal hê, meer geloof in die onsienlike. Asseblief, Here, ek bid dat ons nie, soos 'n doubting Thomas sal wees nie. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Ek hoop hierdie woord maak sin vir julle. Vat dit, maak julle eie en het 'n wonderlike dag verder. Totsiens julle.